kommunikeer deur die Gees. Efesiërs 5 verse 18 tot 21 sê: Word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofsange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Paulus praat hier oor geesvervulling en beweeg dan na die rolle van mans en vroue in die huwelik, so asof hy eers die fondasie wil lê voordat hy die toepassings maak. Vandag handhaaf ons nie meer die geslagsrolle van die antieke kultuur nie, maar benodig steeds as Christene die vervulling en leiding van die Heilige Gees vir ons huwelike. Dis ook belangrik vir ons kommunikasie. Sien dit so, die vrugte van die Gees, liefde, geduld, vriendelikheid, nederigheid, goedheid, vergewensgesindheid, selfbeheersing, is wesenlik vir goeie kommunikasie. Geesvervulde, volwasse Christene behoort beter te kommunikeer as ongelowiges, want hulle is geoefen in geduld, genade en begrip. Goeie kommunikasie begin dus by jou verhouding met God. Hoe meer tyd jy met hom deurbring, hoe minder sal jy in die vlees optree. Hoe meer jy bid, hoe minder sal jy skel. Kommunikeer dus beter deur die Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ek deur die Gees leef, sal ek nie selfsugtig, opvleend of jaloers wees nie. Ek sal nie skree of skel nie. Ek sal geduldig luister, verstandig reageer en liefdevol probeer om aan my maat se behoeftes te voldoen. Vul my met u Gees. Amen. Die Here seën jou.